sing ons die verstommende mooi lied 488. Ons sing daarvan verse 1, 2, 3 en 5. Goeiemôre broers en susters en baie welkom by die erediens van die Here. Ook welkom aan enige besoekers wat hier dalk vanoggend hier mag wees. Julle is elkeen baie welkom. Ons is so dankbaar die skerms werk en alles is in 'n werkende toestand. Ek het gister rondgehardloop om klomp papiere vir mense te print en ek het gisteraand solank die preek vir ingeval opgeneem, maar ek is baie dankbaar dat ons vanoggend werkende dinge hierso in werkende toestand het. Voordat ons afhanklikheid van die Here verklaar, is daar nou geleentheid vir elkeen om persoonlik vir 'n paar oomblikke stil te word voor die Here, om hulle self so vir die erediens voor te berei. Ja, julle kan maar sit, ekskuus. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Geliefdes, mag genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle gegee word deur die kennis van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou staan en ons gaan die Here loof met die woorde van Psalm 46. Daarvan gaan ons saam sing verse 1, 3 en 4. Daarna bly ons staan vir die belydenis van ons geloof en daarna kan julle gaan sit dat ons saam luister na die wet van die Here.
en susters, ons gaan later sien in die lees van die woord van die Here en tydens die woordverkondiging, dat dit 'n baie troostryke boodskap is. En daarom dat ons vandag ons geloof bely aan die hand van Heidelberg se Katekismes Sondag 1. Dis woorde wat meeste van ons waarskynlik baie goed ken, maar dis woorde wat ons nooit te goed kan ken nie. En die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan gee ons almal die antwoord saam, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees en die ewige lewe, van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. U kan maar gaan sit. Ek het die vorige keer toe ek gepreek het gesê dat ons so gereeld die wet lees en ons hoor dit, maar dat ons nie altyd mooi verstaan wat met elkeen van die gebooie bedoel word nie. En daarom dat ons gaan kyk hoe ons hierdie gebooie bely volgens die katekismes. Vraag 94 van die katekismes vra, wat gebied God in die eerste gebod? En die antwoord, ek moet ter wille van my sieleheil en saligheid alle afgodery, towery, waarsêery, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels vir my en daarvan wegvlug. Ek moet die enige ware God reg leer ken, ons doen dit onder andere in die erediens, hom alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om in die minste teen sy wil te handel. En dan vraag 95, wat is afgodery? Antwoord, dit is om in die plek van die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, of naas hom iets anders uit te dink of te hê, waarop jy jou vertroue stel. Tot sover die wet van die Here. Soos ons nou in die banke sit, gaan ons saam sing Psalm 119, en ons gaan daarvan sing verse 2 en 4, en daarna bid ons saam. Kom ons roep die Here saam aan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe groot en wonderlik is U nie. Ons kan nie anders begin as om U te loof en te prys vir alles wat U doen nie. In die eerste plek wil ons U loof en prys vir die skepping, dit wat voor ons oop is soos 'n mooi prentjieboek en wat ons sonder verontskuldiging laat.
Niemand kan na hierdie mooi skildery van die skepping kyk en sê, maar daar kan nie 'n God wees nie. En ons loof en prys U dat U nie net die skepping geskape het en dit oorgelaat het aan die noodlot nie, maar dat U dit nou nog onderhou, regeer en bestuur. Ons dank U vir die reën wat ons kon kry. En daarmee saam bid ons tog vir die wat haweloos is en wat dalk nie so dankbaar voel vir die reën nie, wat swaar gekry het deur die nag. Ons dra hulle in die besonder aan U op. Here, en dan wil ons U dank dat U in ons lewens nog werksaam is. U is verhewe bo tyd en ruimte, maar U kies om in ons wêreld in te kom en met ons swakke mense bemoeienis te maak. En ons sien die hoogtepunt daarvan in die verlossing deur ons Here Jesus Christus. Hy wat vir 'n kort tydjie, in die woorde van die Hebreërskrywer, minder as die engele gemaak is, in alles aan ons gelyk geword het, behalwe sonde, maar dat hy as sondaar in ons plek behandel is, sodat ons, afskuwelike mense, sondaars, weer in die regte verhouding met U kan staan. Wanneer U nou na ons kyk, dan sien U niks anders nie as Christus, want sy werke is op ons rekening geplaas. En Here, ons loop so gereeld die gevaar dat die evangelie vir ons 'n alledaagse saak word. Ja, ek weet Jesus is my verlosser, maar die boodskap is nou al afgewater. Mag dit nooit met ons die geval wees nie. En wanneer ons vanoggend die evangelie hoor in Psalm 46, mag ons opnuut 'n diepe dankbaarheid in ons harte hê. O Here, ons kom vanoggend en ons bid vir almal wat swaar kry. Ons bid vir almal wat bedlêend is. Ons bid vir mense wat eensaam is. Ons bid vir mense wat nie by die erediens kan uitkom nie, weens siekte, weens gesondheidsredes. Ons bid in die besonder nog vir die huisgesin en die familie van Tannie Cornelia met die afsterwe van haar man, dat U in die besonder die Vader van ontferminge en die God van vertroosting vir hulle sal wees. Dankie dat U ons ook help met ons tegnologie en dat ons so die boodskap wyer kan dra as net hierdie gemeente. Maar ons wil nou in die besonder vra dat U saam met ons sal wees as ons uit U woord lees. Maak oop die ore van ons harte en mag die woord wees so saad wat val op vrugbare grond. En mag ons weet hoe ons lewens hierna moet inrig. Mag ons aandagtig luister en vir 'n oomblik vergeet van al die chaos daar buite en in ons harte. En ons vra dit met die wete dat U meer kan doen as wat ons ooit kan dink, bid of hoop. En ons vra dit in die naam van ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, vir die van julle wat graag in julle eie Bybels wil oopmaak, kan julle saam met my oopmaak by Psalm 46. Ek gaan dit vir ons voorhou uit die 83 vertaling, maar julle is welkom om te volg op die bord of om te volg in enige vertaling van julle keuse. Ek gee nou 'n paar oomblikke vir die wat graag in hulle eie Bybel sal wil oopmaak. Psalm 46 en ons lees daar die hele Psalm saam. Vir die koorleier van die Koragiete, op die wysie van jong vroue, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, Sela. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting.
Sela. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en bo verbreek hy spiese, slaan hy stuk en oorlogwaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ek vra nou dat die kindertjies gou na vorentoe sal kom. Ons het iets spesiaal vir julle voorberei. Kinders van enige ouderdom is welkom om vorentoe te kom. Goeiemôre julle, hoe gaan dit met julle? Goed, en dit gaan goed by die skool? Dis baie goed. Nou, ons het vanoggend saam gelees Psalm 46. En soos julle gehoor het hier aan die einde van die Psalm, dan sê die digter, bedaar en erken dat ek God is. En nou is dit baie interessant, wat die digter in soveel woorde sê is, baie keer het ons iets wat ons in ons hand vashou. Ons hou styf daaraan vas, dit kan 'n bekommernis wees, dit kan 'n vrees wees, dit kan angs wees, wat ook al dit kan wees. En dan sê die Here vir ons, los dit. Laat val dit by my voete. Ja, wat 'n vraag het jy? Het jy 'n vraagie? Jo, so sy het merkwaardige kennis. Julle moet hoor wat het sy nou net gesê. Sy het in soveel woorde vir ons gesê wat het op die eerste paar dae van die skepping gebeur. En sy vertel dat sy en haar ma dit in die aande saam lees. Dis wonderlik. Julle moet nooit ophou daarmee nie. Ja, dis goed. En dis belangrik dat ons weet wat het die Here gemaak en wat het hy op die... Ja. Ja, hy het. En nou kan ons sien hoe mooi met die reën sorg hy nog steeds vir die diere van die veld. Adam gemaak, mooi. Adam en Eva, jy onthou baie mooi. Nou ek wil vir julle ietsie wys wat ek in die aande doen as ek my Bybel lees. Ek is baie keer bekommerd oor sekere dinge en my hart is seer oor sekere dinge. En dan gaan skryf ek dit vir myself uit of ek tik dit. En dan het ek so 'n houertjie. En soos julle kan sien, hierdie houertjie is al vol, want ek was al oor baie dinge hartseer en bekommerd. En dan wat ek doen, is ek doen 'n gebed en ek plaas hom in die houertjie. En ek maak hom toe. En ek lees nooit weer die briefie nie. Want deur dit te doen sê ek, dit is nou in die hande van die Here. Ek het nou bedaar en dit is in die hande van die Here. En ek wil daarom vir julle elkeen enetjie uitdeel. Elkeen is uniek. Hierso is vir jou enetjie wat jy op papiertjie neer kan skryf en dan bære jy hom. Dis 'n groot plesier. Hierso is vir jou enetjie. Hier is vir julle enetjie, soos julle kan sien, ek het Psalm 46 op hom geskryf. En kom ons gee vir jou hierdie enetjie. En dan enige iemand anders, net nie myne nie, myne is vir my spesiaal.
Julle moet hom uitlos, maar enigiemand anders wat na die tyd wil kom haal, hierso is nog 2 wat julle vir julle kan kom haal. Baie dankie, julle kan maar na julle klassies toe gaan. Dis wonderlik om te sien hoe die kinders deelneem aan die erediens en hoe die Here deur so 'n ou klein hartjie merkwaardige dinge kan bereik. Ons kan die Here ewig dankbaar daarvoor wees. Ons gaan nou soos ons in die banke sit saam sing Psalm 46 weer eens, hierdie keer vers 6, met die fokus op daai woorde waarna ons baie gaan kyk in die Psalm, bedaar en erken dat ek God is. Soos ons in die banke sit, Psalm 46 vers 6, en dan gaan ons voort met die woordverkondiging. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink elkeen van ons weet hoe dit voel om in 'n krisissituasie te wees. Die wonderlike nuus vandag is dat Psalm 46 juis geskryf is vir mense wat 'n krisissituasie beleef. Mense wat nie weet juis wat hulle moet doen of waar hulle hulp vir hulle vandaan gaan kom nie. Die wonderlike troos van Psalm 46 is dat God ons hulp is wanneer ons krisissituasies beleef. Die Psalm bevat so baie troosryke inligting, maar indien ons dit wat van God gesê word in een ou sinnetjie moes saamvat, dan sou ons dit as volg kon verwoord. God is 'n ewig teenwoordige hulp. Met ander woorde, hy is altyd gereed om ons te help. En dan die tweede ding wat belangrik is en wat uitstaan in hierdie Psalm, hy kan ons krisissituasies dra. Ons kan bedaar en weet dat hy dit kan doen. En dit bring ons dan by die tema van ons preek, 'n tema wat ons kan saamvat in een sin: God is 'n ewig teenwoordige hulp. Ons kan bedaar en weet dat hy ons krisissituasies kan hanteer. Nou in Psalm 46 is daar 2 krisissituasies wat vir ons beskryf word. Aan die een kant is daar 'n krisis in die natuur en aan die ander kant is daar 'n krisis as gevolg van vyandige nasies. In verse 3 tot 4 word die krisissituasie in die natuur vir ons beskryf. Dinge wat veronderstel is om stewig en standvastig te wees, is ewe skielik nie meer nie. Daar word gepraat van die aarde wat pad gee, berge wat wegsink tot in die see, berge wat skud. Daar word gepraat van die onstuimigheid van die see. Die dinge wat beskryf word, is baie katastrofies. Party kenners op Psalm 46 is oortuig dat daar hier van die oordeelsdag gepraat word, maar ons het nie genoeg inligting om dit te kan bevestig nie. Wat ons wel kan sê is dat die digters, die Koragiete, iets verskrikliks beskryf. Dit is iets wat 'n groot bedreiging is. Dit is 'n krisissituasie. En tog merkwaardig dat die Koragiete sê dat ons nie bang hoef te wees nie.
In verse 7 tot 10 word die tweede krisissituasie vir ons uitgebeeld, en dit is die van vyhandige nasies. Nou ons weet nie presies wat die konteks van Psalm 46 is nie, maar dit is moontlik dat daar hier verwys word na vyhandige nasies wat die mure van Jerusalem omring het, en dat hulle nou hierdie stad wil binnestorm. En tog sê die Koragiete, nie eers daarvoor hoef julle bang te wees nie, maar meer hieroor later. Wat vir ons in hierdie hele Psalm beskryf word, broers en susters, is die God wat krisissituasies kan hanteer. Let bietjie op watter woorde gebruik word om die Here te beskryf. Hy is 'n toevlug, hy is 'n beskerming, hy is altyd gereed om te help, hy veroorsaak blydskap, hy is teenwoordig, hy help, hy is die Here van die leerskare en die God van Jakob, hy is vir ons 'n beskutting. En nou moet ons baie mooi besef, hierdie is nie maar net woorde waarby ons verby moet lees nie. In al hierdie woorde lê daar vir ons iets wonderliks opgesluit. In die eerste plek is God vir ons 'n toevlug. En dit beteken dat ons by hom, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, maak nie saak wat die krisis is wat ons beleef nie, by hom is ons veilig. Hy is soos 'n veilige gebou hoog op 'n berg waarna toe ons kan vlug, of soos 'n baie stewige rots waaraan ons kan vasklem. Hy wil ons help. By hom kan ons tot rus kom. Al het die dinge nie om ons ophou woed nie. Ons lees ook dat die Here vir ons 'n beskerming is. Ons kan dit ook vertaal as die Here is vir ons 'n sterkte of 'n krag. Nie net is die Here die een waarna toe ons kan vlug wanneer alle dinge om ons duister lyk nie, maar ons kry ons lewenskrag by hom. En dit laat ons so baie dink aan die woorde van Paulus in 2 Korintiërs, waar hy sê, wanneer ek swak is ek eintlik juis sterk, want dan begin God se krag deur my werk. Die Here is dan ook 'n altyd of ewig teenwoordige hulp. Dit is eintlik die woorde wat ons kan gebruik om al hierdie dinge mee saam te vat. Die Here is iemand wat by ons uitkom. Hy vergeet nie van ons nie en hy laat nooit na om ons te help nie. Nou in verse 5 tot 6 word daar iets absoluut merkwaardig van die Here bekend gemaak. Daar word gepraat oor die strome van die rivier wat blydskap vir die Godstad bring. Wat beteken dit? Dit klink baie kripties as 'n mens dit die eerste keer lees. Die stroompies verwys waarskynlik na kanale wat gegroei is, sodat daar water toevoer kon wees na Jerusalem, sodat die mense se gewasse kon groei en hulle iets kon hê om te eet. Indien aanvallers 'n stad omring het, dan was dit klaar met die mense in die stad. Dit was verby, hulle sou van die honger en die dors gesterf het. Maar as daar stroompies water was, broers en susters, dan was daar hoop. Want aan die binnekant van die stad het hierdie mense 'n bron van lewe gehad. En hierdie stroompies is so in teenstelling met die woeste golwe waarvan ons vroeër gehoor het. Want anders as hierdie golwe wat simbole is van gevaar en onheil, is die stroompies simbolies van lewe en hoop, en juis te midde van 'n krisissituasie. En nou kan ons nie oor hierdie stroompies praat sonder om te praat oor God drie-enig nie. Die bekende prediker Charles Spurgeon het gesê dat hierdie stroompies, hierdie rivier waarvan daar geskryf word, verwys uiteindelik na God drie-enig self. In Jeremia 2 vers 13 noem God homself die bron van lewende water. Met ander woorde, op die ou einde is nie fisiese water ons bron nie, ons lewensbron nie, maar die Here self is. Hy is die een wat hoop en veiligheid en sekuriteit gee te midde van moeilike omstandighede. Ons kan maar net na hom roep om hulp. In Sagaria 13 vers 1 staan daar,
Daardie dag sal daar 'n fontein oopgemaak word om die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem te reinig van hulle sonde en hulle vuilheid. En hier verwys dit ten diepste na ons Here Jesus Christus. Hy bied vir ons hoop en veiligheid en sekuriteit teen die sonde deur ons daarvan te red. En as gevolg van dit wat hy gedoen het, kan geen krisissituasie ons van die Here se liefde skei nie. Daarvoor het Christus baie seker gemaak. En dan hoor ons ook iets merkwaardig in Johannes 4, daardie bekende stukkie geskiedenis waar ons Here Jesus praat met die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. Hy sê vir haar, mense wat van hierdie water by die put kom haal, hulle sal weer dors kry. Maar die een wat die water drink wat Jesus vir hom gee, sal tot in ewigheid nie dors word nie, maar dit sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En hier verwys dit na die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee die water, die lewende water wat die mens se siel nodig het, nie net om te oorleef nie, maar om te floreer. En hy kom pas Christus se verlossing op ons toe. Ons sien God drie-enig verder raak wanneer ons in ag neem dat die woorde van vers 5 'n bietjie anders vertaal kan word. Dit kan vertaal word as die heilige van die tabernakel van die Allerhoogste is in die Godstad. En dan laat dit ons dink aan Johannes 1. In Johannes 1 staan daar, indien ons dit letterlik vertaal, die Seun het onder ons kom tabernakel. Hy is God met ons. Die ewig teenwoordige hulp word mens. En hy het dalk opgevaar na die hemel na sy opstanding, maar hy het beloof dat hy vir ons 'n ander trooster sal gee, die Heilige Gees. En deur die Heilige Gees nooi ons Here Jesus ons uit, rig hy 'n wonderlike uitnodiging aan ons deur te sê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Hy kan en hy wil ons laste dra. Nou soos ons vroeër gesê het, 'n rivier het dalk destyds veiligheid en hoop gegee vir mense binne 'n stad wat omring was deur vyandige nasies. Maar vir ons as gelowiges is God drie-enig, ons bron van veiligheid en hoop. Want op die ou einde bied hy beskerming teen ons grootste vyand. Ons is maklik om te dink, ons grootste vyand is ons omstandighede en ons hartseer, maar ons grootste vyand is egter eintlik die Satan, ons sondige natuur en die wêreld. En daarteen kom bied hy beskerming. Maar ook nie net dit nie. Tog gee die Here baie om vir elkeen van ons. Hy gee vir jou as individu om, asof jy die enigste persoon in die wêreld is wat vir hom saak maak. Wanneer jy oorweldig voel, bang voel, depressief, angstig, dalk onveilig in jou woonbuurt of in jou land of wat die omstandighede ook al mag wees, watter tragedie jou ook al getref het. God is altyd gereed om mense in hulle nood by te staan. Die drie-enige God is 'n ewig teenwoordige hulp in al ons krisissituasies, wat dit ook al mag wees. En nou sal baie van julle sê, kom ons hou 'n bietjie oppraat oor die rivier, maar ek wil nog verder praat oor hierdie rivier waarvan die digter praat. In die laaste hoofstuk van die Bybel, Openbaring 22, lees ons van 'n rivier met die water van lewe. En dit stroom uit die troon van God en van die Lam. Met ander woorde, Jesus Christus. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. En sy blare bring genesing vir die nasies. Wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie. Ons is reeds in hierdie wêreld getroos met die feit dat God altyd reg staan om ons te help. Maar ons sien uit na 'n toekomstige tyd, wanneer daar geen meer krisisse in die natuur gaan wees nie.
Geen meer krisisse vanweë nasies nie. Geen meer krisisse in ons harte of in ons lewens nie. Geen meer trane nie. Net genesing. Wat 'n wonderlike vooruitsig, broers en susters. Indien jy nie nou al kan raak sien dat God 'n ewig teenwoordige hulp is nie, laat ons verder gaan. Daar word gesê dat God teenwoordig is in die Godstad, en dan word daar bygevoeg dat hy die stad help nog voor die môre kom. Of soos die 53 vertaling sê, as die dag aanbreek. En hier kan ons nie anders nie as om te dink aan die Exodus gebeurtenis in Exodus 14, daar waar die Here die water wat hy laat skei het, terug laat vloei oor die Egiptenare en hulle verdrink en die Israeliete van hulle verlos is. En wanneer het die Here dit gedoen? Teen dagbreek. En hoekom is hierdie woorde so merkwaardig? Wat beteken dit? Dit beteken dat God altyd op presies die regte tyd ons kom help. Want ons moet besef, die nag is gewoonlik op sy heel donkerste voor die dag aanbreek. Maar net wanneer dit voel asof dinge nie erger kan nie, asof ons krisissituasie nie groter kan wees nie, dan help die Here ons. En hy neem nie altyd ons moeilike omstandighede weg nie, maar daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, te midde van moeilike omstandighede, dit beloof hy aan elkeen van ons. Benodig jy dalk nog bewyse dat God 'n ewig teenwoordige hulp is? Goed dan, laat ons kyk na vers 8 waar daar staan dat die Here van die leerskare met ons is. God word uitgebeeld as 'n krygsman koning wat voor ons gaan. Hy laat ons nie ons situasies alleen hanteer nie, maar hy is soos ons koning wat voor ons uitstap in die oorlog. Hy veg vir ons. En verder word hy genoem die God van Jakob. Met ander woorde, hy is die God van die verbond. Hy is die een wat getrou bly aan dit wat hy beloof. En dan dink ons aan die woorde van Romeine 8. As hy sy enigste seun nie al die bittere lyding wat hy moes deurgaan gespaar het nie, sal hy nie vir ons alles anders gee wat ons nodig het nie. Ja, God is vir ons in die woorde van vers 8 'n rotsvesting. Hy is 'n veilige, hoë plek waarna toe ons kan ontsnap wanneer dinge te veel word. Ons het nou baie gepraat oor wie die Here is en wat hy doen, maar is nou nodig om te vra, maar wat word van my verwag op grond van hierdie Psalm? In vers 11 hoor ons die wonderlike woorde: Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die 53 vertaling stel dit dalk so 'n bietjie beter wanneer daar staan, laat staan en weet dat ek God is. Nou hierdie woorde is beide 'n waarskuwing en 'n uitnodiging. Aan die een kant is dit 'n waarskuwing aan al God se vyande. Enige wêreldsleier of regering of politieke party wat dink dat daar nie grense is aan wat hulle doen nie, wat dink dat hulle vrye teels het, dat hulle vry is om so ver te gaan soos hulle wil, die Here sal oor hulle triomfeer. En nou kan ons vir 'n oomblik dink aan die boosheid wat ons sien in ons strate, in ons woonbuurt, in ons dorp, in ons land. Die Here stel perke tot hoe ver bose mense kan gaan. Maar al hierdie dinge kan ons maklik in die versoeking lei om te dink dat God nie werklik in beheer is nie. Want as God in beheer was, dan sou daar nie so baie boosheid gewees het nie. Of so redeneer ons. Ons kan maklik dink dat God nie in beheer is nie. Maar broers en susters, dit kan nie verder van die waarheid af wees nie. Ons hoor dit in vers 11. En die Here sê vandag aan alle wêreldleiers, aan alle nasies, bedaar, julle kan nie verder gaan as wat ek julle toelaat nie. Daar kom 'n punt wat ek sê, genoeg, hier's die streep. Verder kan jy nie beweeg
of roer nie. Wanneer die Here dit goed dink, dan laat hy selfs oorloë ophou. Mense is naïef en onnosel genoeg om te dink dat hulle spiese of in vandag se terme hulle kernwapens teen die Here kan standhou. Maar hierdie mense is soos niks voor die Here nie, niks nie. Dit mag dalk baie keer vir 'n tyd lank lyk asof hulle seevier. Dit mag dalk selfs lyk asof daar nie perke aan hulle boosheid is nie, maar soos ons gesê het, die Here perk dit in. En eendag, wanneer ons Here Jesus terugkom, sal hierdie mense besef dat God nog al die tyd in beheer was. En hy sal hulle vernietig en in 'n poel van vuur gooi, waar hulle vir ewig op hulle tande sal kners. Vers 11 is dan egter nie net 'n waarskuwing nie, maar is ook 'n wonderlike uitnodiging aan God se kinders. 'n Uitnodiging om te bedaar, maak nie saak wat jou sorge is nie. En soos ons vroeër hier vir die kinders gewys het, die woorde bedaar skep die idee van iemand wat iets baie styf in sy hande vashou. Dit kan angstigheid wees, dit kan wees wat ook al dit is. En hy wil dit net nie laat gaan nie, hy wil dit self hanteer. En die Here sê vir hom, maak oop jou vuiste. Los dit. Laat val dit op my skouers, want my alvermoënde skouers kan dit dra. Dink vir 'n oomblik na wat in jou eie lewe aan die gang is. Dalk worstel jy met baie erge angs. Dalk gaan jy deur 'n tyd van depressie. Dalk voel jy onveilig waar jy bly. Dalk het een of ander tragedie jou getref. Dit kan enige iets wees. Die Here nooi jou vandag uit. Kom los dit en laat val dit by sy voete, by die voet van die kruis. Bedaar. Erken dat jy nie God is nie, maar dat hy God is. God kan en wil jou laste dra. Hy kan jou krisissituasies hanteer. Om af te sluit, in die wêreld waarin ons leef, met die probleme waarmee ons sukkel, die hartseer, die teleurstellings, die angstigheid, is dit soms moeilik om te glo dat God 'n ewig teenwoordige hulp is. Dit voel op tye asof hy ons aan onsself oorlaat. Maar ons moet onthou dat omdat ons sondige mense is, kan ons baie keer sondige gedagtes van die Here hê. En daarom dat ons onsself moet oefen om onsself daaraan te herinner aan wie die Here werklik is. 'n Ewig teenwoordige hulp. Hy is ewig teenwoordig en hy kan en hy wil jou laste dra. Ek wil graag met iets korts afsluit. Toe 'n sekere man, George Miller, baie lank terug in die verlede gevra is, hoe kan hy so kalm wees met die verskriklike besige dag wat voor hom lê? Het hy gesê, dis maklik. Ek het vanoggend 60 dinge op die Here se skouers gaan lê. Mag ons dit ook doen, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n voorreg om te mag luister na U woord. En wat 'n voorreg om te weet dat daar baie keer soveel dieper dinge daarin steek as wanneer ons dit lees. En mag ons daarom moeite maak dat wanneer ons U woord bestudeer, ons dit weer en weer lees, dat ons hulpmiddels sal gebruik, dat ons baie keer sommer 'n pen of 'n potlood sal vat en sal onderstreep en notas maak, sodat ons die rykdom van U woord kan sien. Here, daar sit baie mense hier vanoggend met seer en pyn in hulle harte. En hulle weet dalk nie hoe om nog 'n tree vorentoe te gee nie. Hulle voel dalk dis 'n wonderwerk dat hulle net by die kerk uitgekom het. Maar U weet hoe groot hulle laste is. Maar as hulle maar net mag besef hoe groot U skouers is. En watter groot gewig daardie skouers kan dra. Mag ons altyd ons laste by U kom neerlê. Here, ons wil vra dat U saam met ons deur die res van hierdie dag sal wees. Ons wil vra dat ons hierdie dag werklik waar
sal rus, sover dit moontlik is. Dat ons op hierdie eerste dag van die week, hierdie dag wat U vir ons gegee het, sal rus en ons kragte bymekaar sal maak vir die week wat kom. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons gaan nou oor na die losmaking van ouderlinge en die bevestiging van ouderlinge. Ek wil vra asseblief dat broers Kobus de Beer en James van Wyk, indien hulle hier is, vir 'n oomblik indien hulle gemaklik daarmee is, vir ons sal opstaan. Broers in ons Here Jesus Christus, ek was nog nie lank by hierdie gemeente nie, maar ek kon in die bietjie tyd wat ek al hier is, ietsie proe van hoe baie julle vir hierdie gemeente en vir die kerkraad beteken het. Maar die belangrikste van alles is, die Here weet wat julle in die geheim gedoen het, wat niemand gesien het nie. Toe die linkerhand nie geweet het wat die regterhand doen nie. Ons wil julle uit die diepte van ons harte, nie net as kerkraad nie, maar as gemeente bedank vir julle troue diens. En vir julle sê dat julle kan wag op die wonderlike ontmoeting wanneer julle eendag met die Here gaan hê, wanneer hy julle sal beloon vir die goeie werk wat julle gedoen het. Ons dank julle, baie dankie. Ek vra nou dat broers Eugene Harmse en broer Dani Jansen van Rensburg na vore toe sal kom, en dan gaan ek die bevestigingsformulier vir ouderlinge voorhou. Geliefdes, kom ons staan maar by mekaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U weet hoe ons nou verskillende male die name van hierdie mans afgekondig het, dat hulle as ouderlinge van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het, waarom hy of hulle nie in die diens bevestig behoort te word nie. Maar niemand het enige wettige beswaar teen hulle ingebring nie, en daarom sal ons nou voortgaan om hulle in die diens van ouderling te bevestig. Vir die doel moet u, broers, wat bevestig word, en ook alle aanwesigers eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderlinge aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgangs in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees hulle gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderlinge, geliefde broers, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. U opdrag as ouderlinge is die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar of bedienaars van die woord, die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar of bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. In die tweede plek, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. In die derde plek, u moet veral oor die leer en wandel van bedienaars van die woord toesig hou,
sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voortgedra word nie. U moet ook in die 4de plek die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. U het nou gehoor wat die opdrag is, en ek gaan julle elkeen nou vra om opreg op die volgende vrae te vra. Oom Eugene, oom Dani, is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is? In die 2de plek, glo u dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? In die 3de plek, beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En in die laaste plek, beloof u om u aan die kerklike vermaanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Wat is hardop u antwoord hierop? Oom Eugene? Oom Dani? Wonderlik. Mag die alvermoënde God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, julle 2 manne wat as ouderlinge bevestig is, ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God, vermaan en vertroos na elkeen se behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor julle lewe en sal eenmaal voor die Here daarvan rekenskap moet gee. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u hierdie bedienaars deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan oom Eugene en oom Dani hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here die gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hulle aan die vermaaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink en laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat julle gaan, ek weet dit is nou nie op die PowerPoint nie, maar ek wil vra dat ons staan en dat ons die seënbede vir hulle sal sing. Laat Heer u seën oral daal, u guns uit Sion hul bestraal. Kan ons almal staan en dit vir hulle saam sing? Miskien net 'n oomblik vir die orgelis om daar uit te kom.
Baie geluk en baie sterkte met oom hulle se bedieningswerk in hierdie gemeente. Oom hulle kan maar gaan sit. Daar is nou 'n geleentheid vir die gee van die liefdegawes. Broers en susters, ek kan nie aan 'n meer gepaste lied dink om die erediens mee af te sluit nie, as lied 5:9. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal jou getrou bewaar. Ons gaan staan en saam sing, ons bly staan om die seën te ontvang, en daarna gaan sit ons om te luister na die afkondigings. Broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van julle nou en vir altyd. Amen. Amen.
Net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollekte onder die erediens wat julle nou gegee het, was bestem vir die diens van barmhartigheid en die kollekte by die deure gaan vir die kerklike tydskrifte. Ons bid vir alle lidmate en hulle afhanklikes wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat bedlêend is, in die hospitaal is, siek is, eensaam is, of deur een of ander vorm van droefheid gaan, en ons bid dat die Here hulle kragtig sal versterk. 'n Motorwag is op diens en 'n donasie kan in die silwerkassies by die deure geplaas word. Dan is daar ook die pinkspaarbussies aan die agterkant vir die fonteinvroue, vir enige donasies vir die aankoop van tafels en stoele vir funksies vir die gemeente. Dan wil ons baie geluk sê aan Tannie Rinske Venter, wat die 24ste Maart 92 jaar oud word. Ons wil ook baie geluk sê aan Dr. Jan, hy word 26 Maart 65 jaar oud, so net voor sy afskeidspreek. En dan wil ons ook baie geluk sê aan Tannie Pietro Diamond, wat die 28ste Maart verjaar, en sy word 82 jaar oud. Dan teken dit net aan in julle boeke, volgende week Sondag is die afskeidspreek van Dr. Jan. Ons gaan weer hierdie jaar 'n veiling hou en die datum sal aan julle deurgegee word. Dit is al die afkondigings. Ek gaan net vir ons 'n kort gebed doen vir die opening van die katekesasieklas. Dan kan julle maar verdaag en dan vra ek dat my belydennisklas my net hier voor sal kry. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons bid dat U nou die onderwysers en die kinders sal seën, dat dit met hulle goed sal gaan en dat die woord ingang in die harte van die kinders sal vind. En ons bid ook hier waar die ouers teenwoordig is, dat U hulle sal versterk in hulle plig, dat dit sal wees soos Deuteronomium 6 sê, dat wanneer hulle opstaan, wanneer hulle gaan lê, wanneer hulle op reis is, hulle U woord aan hulle sal verkondig, sodat hulle ook later die belofte wat hulle by hulle doop vir hulle gemaak het, hulle eie sin kan maak, en sodat hulle ook sal opgroei in die vrees van die Here, in Jesus naam. Amen. Dankie broers en susters.